Bev Missing het in 1998 'n luukse seep- en lyfprodukte onderneming in haar Vrystaatse motorhuis deur swoeg en sweet begin. Hoewel sy nie meer self by die handelsmerk wat internasionaal bekend is en tot vir 10 jaar 'n tak in die Rockefeller Sentrum in New York gehad het, betrokke is nie, is sy steeds aan die woeker en speel met die mees unieke aromas op Swellendam. Sy onthou 'n tyd wat dinge so swaar gegaan het, dat sy langs die pad gestop het om stukke skorsies wat van 'n vragmotor geval het op te tel om pampoensop van te maak. Omdat sy weet hoe dit voel om desperaat en in die nood te wees, het Bev Missing, toe alweer op hul voete is, haar hand aan badseep en lyfprodukte geslaan, met een doel voor oë: werkskepping. Vandag is Rain 'n trots Suid-Afrikaanse internasionale handelsmerk met die wêreld aan sy voete. Lyks, natuurlik en in 'n motorhuis in Ladybrand gebore. Skepper Bev Missing is nie meer by die handelsmerk betrokke nie, maar sy woeker steeds daagliks met splinternuwe bederwe hier in Swellendam. Bev, jy was maar van kleins af entrepreneursgees gehad en die vernuf gehad as dit ware. Ja, my ma, ons het nie arm groot geword nie, maar my pa het verlaat toe ek so 2 jaar oud was. So my arme ma het baie jobs gedoen om geld in te bring. En ek kon nie net sakgeld kry, ek moet dit verdien. Ek het gaan bak, ek het Rice Krispie blokkies gemaak, coconut ice. En daai entrepreneursgees as dit ware, Bev, sou jou ook later help toe jou man George sy werk verloor het. Ja, beslis. Ons het in 'n baie slegte toestand beland in Rustenburg waar almal vir ons geld geskuld het en ons het dan toe vir almal geld geskuld en ons moes ons besigheid likwideer en dit was 'n konstruksiebesigheid en ek onthou die dag toe hy gaan werk soek. Hy het uit die kar geklim met 'n klein briefcase soos 'n kind wat gaan vir die eerste dag skool toe en dit het my hart gebreek. Ek het so gesit en huil in daai kar en toe kry hy 'n werk in Lesotho. Ek onthou eendag was ek Guinea toe in Bloemfontein en ek ry terug en daar was 'n vragmotor voor my vol butternut squash en een sakkie het afgeval en ek het gestop en al daai stukkies butternut opgetel om huis toe te vat om sop te maak. Wow. So ons het soos in niks geld gehad op daai stadium. Ek moes begin ook dink, jy ek kan nie aan my man net staat maak om geld in te bring, ek moet iets begin doen. Toe het ons in ons kamer 'n gastehuis begin en so vol bespreek dat ons bietjie gekyk het, ons eie slaapkamer kan ons R8,000 'n maand inbring. Toe gaan slaap ons op 'n matras in die motorhuis en ons hier uit ons kamer. En so het ons begin groei, ons gastehuis. En die huis oorkant gekoop en die huis langs aangekoop en die ou spoorwegstasie van Ladybrand het ons omgeskep in 4 kamers. En so op die ou einde het ons 26 kamers gehad. Dit was baie harde werk, baie harde werk, maar ons het op ons voete gekom. Uiteindelik was die Missing se gastehuis van so 'n aard dat hulle dit in die hand van 'n krangige bestuurder kon laat om op hul ander passie te fokus, werkskepping. Daar was nie YouTube, daar was nie Google en dit was moeilik om te leer om 'n ding te doen. En op die ou einde het ek besluit, okay, seep. Daar's nie artisanal handgemaakte seep. So eendag gaan ek op die internet en ek vind myself in 'n chatroom iewers. En ek sê ek sit hier in Southern Africa en ek wil seep maak. Is daar iemand daar buite in die wêreld wat kan my help? En 'n vrou het my beantwoord. En ek hoor sy's Amerikaans met hoe sy praat. Yeah, honey, I can help you. Jy weet soos dit. En toe op die ou einde het hierdie vrou omtrent vir 2 jaar vir my gementor met seepmakery. Toe begin ek die seepmakery, net ek en 2 van my vrouens. My man het begin met meubels. Toe vat hy 'n stand op die sarkdisco en toe sit ek 'n klein stand omtrent so groot op sy stalletjie en ek begin orders kry, maar baie. Toe die volgende skou, 6 maande later, het ek my eie stalletjie gevat. En dit het net gegroei, ontplof. En dis toe die begin van Rain. Van Rain, ja. Ja. Bev sit nie op haar lauwere nie.
Deur markte en buitelandse handelskoue kry haar onderneming al meer vasdra plek. 'n Groot hoogtepunt is toe selfs in die gesogte Rockefeller sentrum in die Groot Appel 'n winkel laat blink. Ons het franchises oopgemaak in Nederland en my distributors in die USA het my vennote geword op daai stadium en ons het 'n winkel in New York oopgemaak. En dan het ons winkels in Ierland oopgemaak. Deur 'n ongelukkige sameloop van omstandighede verlaat Bev uiteindelik die handelsmerk en sy word boonop met borskanker gediagnoseer. Die mat is uit onder haar voete. Ons het 'n nuwe vennoot in die besigheid ingebring en dinge het nie uitgewerk nie. En my pad met Rein het geëindig. En ek het myself bevind in 'n situasie waar ek nie geweet het wie is ek. Die stres waarin ek gewerk het op daai stadium het veroorsaak dat ek borskanker gekry het. Ek het in daai tyd my sense of smell verloor. So dit was vir my baie moeilik ook, want ek het perfumery geswat en ek het besluit om die Camino te gaan stap. Hierdie Camino journey was 'n baie terapeutiese stap. Ek het teruggekom van dit en besluit, okay, nou moet ek my pad kry. Nou moet ek iets begin. Bev word kankervry verklaar en het dankbaarheid open sy in George 'n restaurant hier op Swellendam genaamd Grace and Mercy. Op dieselfde perseel leef sy deesdae haar passie en kreatiwiteit uit deur The Secret Shop en parfuumwinkel waar sy haar eie geure meng. My reuk het teruggekom. Ek het weer begin speel met perfumery en weer gaan soek vir interessante ingredients. In 2014 het ek gaan die Hembe besoek in Namibië en ek het gevind die dames hulle het nie water nie en hulle het geen liggaamsreuke nie. Dit is eintlik al die goed wat hulle in die woestyn gaan soek. Saaitjies en stukkies hout en hulle meng dit, hulle maal dit en sit hulle dit in botervet van hulle koeie. En dan dis hulle daaglikse room wat hulle aansmeer. Ek het daai bestanddele gaan koop en ingelê van 2014 eintlik. En so 18 maande gelede het ek besluit ek moet nou hierdie goed gaan iets doen, weggooi of whatever. En ek begin oopmaak hierdie bottels en die trane het net geloop. Dit was ongelooflik hoe hierdie goed geontwikkel het met tyd. Van my parfume het van daai bestanddele in die produk. En ek verstaan daar's ook minder aantreklike bronne van jou parfuum ook betrokke. Ek gebruik Dassie Pipi. Die dassies moet in 'n baie warm plek bly soos die Cederberge en dit kom uit soos 'n gel en dan bly dit daar in die son en dit word hard soos kristal. Jo. Weet jy, ek was al iewers in 'n koeistal of in 'n Dis die ding. Is dit dit? Dis amper soos aarde en strooi en grond. En die ander een is nogal 'n interessante een. Dit is whale vomit. En partykeer is daai vomit op die see vir so 30 jaar en die son en die sout en dit word so gepekel. En dan beland dit op die strand en veral in Wes-Afrika, jy kry mense wat strandlopers is wat gaan soek vir die goed, want dit is baie duur. Want ek wou vra, hoe kom jy daar? Nee, so 'n kilogram gaan so R1 miljoen wees as jy dit kry. Dit gee vir die parfuum so 'n ozonic sort of salty ambery note. Ek ruik dit nogal, ja. En dan Bev jou Secret Shop of is dit 'n geheim? Dit is die goedjies wat ons self maak hierso en wat ek gaan soek, special goed. My missie is om iets lekker different and interesting, uniek in my winkel te hê. Dot wat tans Bev se parfuumwinkel en Secret Shop bestuur, werk al van Rein se dae af saam met haar. Ek en Bev kom vir baie jare aan. Ons is al soos familie. Ons het 'n koor gehad wat Bev ons elke jaar op 'n toer gevat het oor 'n Kerstyd. Die hoogtepunte van my tyd in Rein was definitief my factory met al my mense. Ek het baie lief geraak vir my mense. Ons het elke oggend gesing
En ek het koor gehad en ons het elke maand 'n teambuilding gedoen. En dit was vir my baie spesiaal. Wat het jy geleer uit al die ervarings uit? Ek is baie lief vir die Nike slogan wat sê just do it. Moenie dinge oordink nie, want jy kan maklik jou wonde gaan sit en lek. Maar as jy dit gaan doen, waar gaan jy kom? En wat ek ook baie geleer het by die Camino stap, is dat jy moet net een treetjie voor die ander sit. Jy gaan jouself vind in 'n plek waar jy wil wees, maar as jy niks beweeg, gaan jy nie daar kom nie. Soms is egter wat lyk na 'n beproewing 'n helpende hand na meer. Soos wat Bev se storie getuig, gaan dit oor deurdruk, opstaan en blaatante dapperheid. 'n Ware inspirasie.